Goeiemôre broer en suster, liewe vriende, en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ek sien ons views het die laaste paar maande baie toegeneem en ek gee aan die Here graag al die eer daarvoor. Dis vir my net 'n voorreg, liewe vriende, om die Here se woord nog te kan verkondig, veral na aftrede nog te kan verkondig, en hoe meer mense bereik word, hoe beter. Ons tema vandag, oorwinning oor die bose. Kom ons doen net eers 'n kort gebed. Here, ons wil graag vanoggend begin deur U naam groot te maak. Want so sê die psalmdigter, van die opkoms van die son tot by sy ondergang, moet U naam geprys word. Here, onse Here, hoe lieflik is U naam oor die ganse aarde. Here, ons bring graag aan U ons offer van lof en ons bid dat U ook nou met elkeen van ons wat luister sal praat. Kom Here en saai nou die saad van U woord in ons harte. En wil U gee dat dit nie op onvrugbare akker sal val nie en dat dit nie leeg na U toe sal terugkeer nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing Kolossense 2 vers 13 tot en met vers 15. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons het nog baie onlangs Paasfees gevier. Ons Here Jesus se kruisiging en opstanding. Beide geleenthede is so ryk aan betekenis. En ek wil graag vandag hoofsaaklik op een van hierdie betekenisse fokus. Een van die belangrike vrugte van die Paasgebeure wat dit vir ons inhou. En dit is naamlik Jesus se oorwinning oor die bose. Vriende, Satan en sy demoniese magte het alles probeer om die Here Jesus uit die weg te ruim. Maar ironies genoeg was Jesus se kruisiging toe nie hulle oomblik van grootste triomf nie, maar wel die wyse waarop Jesus hulle mag gebreek het en vir die mensdom verlossing gebring het. Vriende, sekerlik een van die mees treffende wyses waarop Jesus se oorwinning in die Bybel beskryf word, vind ons in ons teksgedeelte, Kolossense hoofstuk 2, veral ook vers 15, waar daar geskrywe staan, hy het die bose ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Vriende, Jesus se oorwinning word hier op 'n baie treffende wyse, deur middel van beeldspraak, vir ons uitgebeeld. En die beeld wat gebruik word, is dan die een van 'n militêre oorwinnaar, 'n koning of 'n generaal, wat sy verslaane vyand gevange geneem het, en wat hulle dan in die openbaar tot 'n vernederende skouspel maak. In die Bybelse tyd was dit 'n baie bekende en 'n algemene gebruik, dat die wenner sy verslaane vyand gestroop van al hulle wapens agter die kruigswa van die oorwinnaar vasgemaak het, en dan so deur die strate met hulle gery het, sodat almal die nederlaag kon sien. Die nederlaag van die vyand word met ander woorde op die mees vernederende wyse aan die wêreld vertoon. En volgens Paulus is dit eintlik presies wat Jesus deur sy kruisdood met die duiwel en sy soldate, sy bose magte gedoen het. Jesus se kruisdood was nie net die betaling vir die mensdom se sonde nie, maar dit het ook in die teken gestaan van 'n groot oorwinning,
'n deurslaggewende oorwinning oor die bose. Ons tekswoord sê dat Jesus die bose ontwapen het. En een van die vernaamste wyse waarop Jesus die bose ontwapen het, is die feit dat hy aan die kruis die duiwelse mag as die aanklaer van die mensdom weens ons sondeskuld, dat Jesus met sy bloed die prys vir ons sondeskuld betaal het en so die duiwelse mag, die aanklaer se mag gebreek het. Die aanklaer het dus nie meer grond om op te staan nie, want Jesus het die skuldbrief teen ons tot niet gemaak deur dit aan die kruis vas te spyker, met die betekenis dat hy self die rekening namens ons betaal het en so ons skuld totaal weggeneem het. Maar vriende, Jesus het aan die kruis ook die duiwelse mag oor die dood gebreek. Daarom hoef ons as gelowiges nie meer die dood te vrees nie. Hebreërs 2 vers 15 sê, dit het hy gedoen, om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En dan gaan die teks aan, en om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Vriende, en ook deur sy opstanding heen, het Jesus getoon dat hy en nie die duiwel nie, die een is wat mag het oor die dood. Vriende, deur sy kruisdood en opstanding heen, het Jesus as die groot oorwinnaar oor die duiwel en sy bose magte getriomfeer. Petrus sê dat hy die bose magte aan hom onderwerp het. 1 Petrus 3 vers 22, hy, Jesus, is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. En liewe vriende, nou hou hierdie oorwinning van die Here Jesus natuurlik ook geweldige implikasies vir ons as volgelinge van Jesus in. Want as kinders van die Here deel ons in hierdie oorwinning en moet ons ook weet dat ons ook vanweë ons Here Jesus se verlossingsdaad aan die kruis, dat ons ook oor die bose kan triomfeer. Aan die kruis is Jesus nie net vir ons sonde betaal en die bose magte aan hom onderwerp nie, maar hy het ons ook vrygemaak van die mag van die bose oor ons. Alhoewel die duiwel steeds 'n werklikheid is, waarmee ons in hierdie wêreld rekening moet hou, moet ons weet, dat hy na die Paasgebeure 'n verslaane vyand is. Volgens 1 Johannes 3 vers 8 het Jesus gekom, die woord sê daar het Jesus verskyn, die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. En vriende, deur ons verbondenheid met Jesus, hoef ons nie die duiwel te vrees nie. En kan ons ook die boetoon voer oor die duiwel en oorwinnings oor hom en ook oor die sonde oorwinnings behaal. Vriende, die stryd teen die bose sal voortgaan totdat die duiwel en sy helpers finaal verslaan sal word en uiteindelik in die ewige vuurpoel gegooi sal word. Maar intussen het ons die heerlike versekering dat ons as Jesus se volgelinge ook in ons stryd met die bose aan die wenkant kan wees. Luister hoe stel Paulus dit in ons gedeelte Kolossense 2 vers 9 en 10. Ek het nou nie die stukkie gelees nie, maar is deel van ons teksgedeelte. Hy sê in hom, dit is Jesus, in Jesus is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor alle bose magte. Hy is die hoof, bedoelende nie die aanvoerder nie, maar die heerser. Hy is die hoof, hy is die heerser oor alle bose magte.
En deur ons verbondenheid met Jesus, vriende, kan ons ook as oorwinnaars in ons stryd met die bose leef. Danksy die bloed van die lam en ons getuienis, kan ons ook oorwinnings oor die bose behaal. Openbaring 12 vers 11. My vriend en vriendin, dis belangrik dat ons altyd sal onthou, dat ons vanweë ons verlossing in Christus, dat ons koningskinders is. En dat ons vanuit 'n koninklike troonposisie die aanslae van die bose kan afweer. Vanuit ons troonposisie kan ons ook oorwinnings oor die bose behaal. En in die gesagvolle naam van Jesus kan ons ook bevryding doen en mense help om uit die kloue van die bose los te kom. Vriende, in die lig van alles wat ek nou gesê het en ons deelagtigheid in Jesus se oorwinning, behoort dit ook vir ons nou groter sin te maak dat die Bybel ons aanmoedig, Jakobus byvoorbeeld vir ons aanmoedig, staan die duiwel teen en hy sal van julle af wegvlug. Jakobus 4 vers 7. Want as koningskinders beskik ek en jy oor baie meer gesag as wat ons miskien mag dink en selfs van bewus is. Maar vriende, ten spyte van die feit dat ons as gelowiges deel in Christus se oorwinning, moet ons steeds ook waaksaam wees. Want al is die duiwel 'n verslaande vyand, is hy nog steeds die vors van die duisternis, en hy is baie listig en geslepe, en hy is ook voortdurend daarop uit om ook Christene in versoeking te bring, en te laat struikel en ons lewens onaangenaam, so onaangenaam as moontlik te maak. Al hoef ons om nie te vrees nie, waarsku die woord op meer as een plek, dat ons steeds moet waaksaam wees. 1 Petrus 5 vers 8 kom die waarskuwing baie duidelik. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. En vriende, 'n baie belangrike deel van ons waaksaamheid, ons beskerming en ons veiligheid, is dat ons voortdurend moet seker maak dat ons oor God se wapenrusting beskik, dat ons met God se wapenrusting beklee is. Ek het ongelukkig nie tyd om dit volledig met julle te behandel nie, maar gaan lees en oordink dit asseblief weer, Efesiërs 6 vers 10 tot en met vers 20, oor wat dit alles beteken, dat ons die wapenrusting moet aan hê, soos die helm van verlossing en die borsharnas van geregtigheid, en om ons heupe die gordel van waarheid, en as skoene aan ons voete die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, en in ons een hand die swaard van die Gees, die woord van God, en in die ander hand is ons gewapen met die skild van die geloof. Wat beteken dit alles? Wat hou dit vir ons in? Gaan lees en oordink dit 'n bietjie. Broer en suster, sonder God se wapenrusting, moet ons weet is ons maklike teikens van die duiwel, en moet ons dan ook nie verbaas wees as ons nederlaag ly nie. En liewe vriende, dan moet ons ook weet dat waaksaamheid ook beteken dat ons as gelowiges die terreine van die bose moet vermy. Wat bedoel ek daarmee? Watter terreine praat ek van? Want daar is in hierdie wêreld talle terreine van die bose, plekke en aktiwiteite waarvan ons so ver as moontlik af moet wegbly. Want dit is die speelveld van die bose. En as ons op hierdie terreine beweeg, dan moet ons weet dat ons deur die duisternis besmet sal raak en dat die bose 'n houvas op ons lewens kan kry. Ek praat van dinge soos, en ek noem vir ons net 'n paar, besoeke aan sangomas, die kyk van okkultiese films oor towenarry en besonder ook, betrokkenheid by
speletjies, okkultiese speletjies soos glasie, die besoeke aan fortuinvertellers, die inbring van ornamente in ons huise, muurbehangsels baie keer ook uit heidense godsdienste, soos byvoorbeeld uit die Afrika godsdienste en Boeddha beeldjies en so meer. Vriende, ek sou vir ons 'n hele klomp dinge kon opnoem. Sulke dinge is oop deure vir die bose. En die Bybel waarsku baie duidelik dat ons daardie deure moet toemaak. Die Bybel sê ons moet geen plek gee aan die duiwel nie. Efesiërs 4 vers 27. Ons moet onthou dat al het die Here Jesus die duiwel oorwin, hy steeds lewendig is en slinks is en baie aktief is. En daarom moet ons baie ver van alle terreine van die bose af wegbly. Vriende, kom ek maak vir ons klaar. As gelowiges kan ek en jy saam jubel oor die triomftog van Christus. Die groot oorwinning, die deurslaggewende oorwinning wat Jesus deur sy kruisiging en opstanding oor die bose behaal het. Maar kom ons raak ook deeglik bewus van ons troonposisie en die gesag en die mag en die autoriteit waarmee ons in Christus beklee is, sodat ons die duiwel kan teenstaan. En sodat ons ook slagoffers van die bose kan help om uit die kloue van die bose te kom. Maar kom ons wees ook steeds bedag op 'n baie sluwe en 'n geslepe vyand, wat as mensemoordenaar en vader van die leuen en die God met die klein lettertjie van hierdie wêreld, alles in sy vermoë sal doen om ook gelowiges tot 'n val te bring en ons lewens so onaangenaam as moontlik te maak. Ek sluit vir ons af met 'n treffende woord uit Efesiërs hoofstuk 6 vers 10 en vers 11. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Amen. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook diegene vergeef wat teen ons oortree. En Here, lei ons nie in die versoeking nie. Here, laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe vriende, ons slotlied is 'n lied wat vir ons wil vertel dat daar oorwinning is vir elke mens wat vasgevang is in die kettinge van die duiwel. Dalk weet jy van so iemand, dalk is daar so iemand wat jy moet gaan help bevry. Dalk is dit jouself wat jou vandag in die kettinge bevind, waar self miskien met 'n sonde stryd sukkel. Bely dit voor God, my vriend, vriendin, en steek jou hande in die geloof uit na Jesus, sodat jy oorwinning daaroor kan ontvang. Ons slotlied, There is power in the name of Jesus to break every chain. Geniet die lied. En daarmee groet ek dan ook vir julle
oorwinning en vrede vir jou. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, to break every chain. There's power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every